Hallo julle maatjies, ek is so bly julle is vandag hier by Beleef Kids. Weet julle wat vandag spesiaal maak? Dis reg, dis Vadersdag. Nou, ek wil jou gou ietsie vra. Wanneer jy bang is, wie help jou? Na wie hardloop jy toe vir 'n lekker groot druk en wie laat jou veilig voel? Miskien is dit jou pappa, of dalk jou oupa, of jou oom, wat baie muscles het, of miskien iemand spesiaal wat vir jou sorg. Maar weet julle wat is amazing? Die Bybel sê vir ons, God die Vader het 'n vaderhart, hy het 'n pappa hart. Dit beteken, God sorg vir ons, God beskerm ons en hy help ons. En God is baie lief vir ons almal. Ons gaan vandag kyk in die Bybel na 4 mans, wat vir ons iets gewys het van God se vaderhart. Nou die eerste ene is Noag. Noag was 'n goeie pappa, wat sy kinders beskerm het. Onthou julle vir Noag? Ja, die ou met die groot boot. God het vir Noag gesê, daar kom 'n groot vloed. En weet julle, wat doen Noag toe? Hy is gehoorsaam aan God en hy bou hierdie ark, want God het vir hom gesê wat om te doen. En hy wou sy familie veilig hou. Dit was seker verskriklike harde werk. En daar was baie mense, lees ons in die Bybel, wat hulle gespot het en vir hulle gelag het, want voor daai tyd het dit nog nooit gereën op die aarde nie. Maar Noag het nie opgegee nie. Hoekom? Want hy was 'n goeie pappa en hy het geluister na wat God vir hom gesê het. En hy wou sy familie beskerm. Dit leer ons dat 'n goeie pappa help om kinders veilig te laat voel. En weet julle, wie doen dit nog? God die Vader. God doen dit vir ons. Wanneer ons bang is, of alleen voel, of hartseer voel, dan gee hy vir ons rigting. Die tweede persoon is Abraham. Abraham was 'n goeie pappa, want hy het sy kinders gehelp om God te volg. Nou, kom ons praat oor Abraham. God het vir Abraham gesê, hy moet hom vertrou, en dat God Abraham die vader van baie nasies sou maak. En Abraham het God se belofte gevolg. Maar die Bybel sê vir ons nog iets belangriker oor Abraham. Abraham wou hê, God wou hê, Abraham moet sy kinders leer om God te gehoorsaam en God te volg. Want 'n goeie pappa help kinders om te bid, om God te leer ken en om goeie keuses te maak. Hy is 'n geestelike leier, nê? 'n Goeie pappa help ons om nader aan God te groei. Die derde persoon, ek dink julle ken hom almal, is Josef. Josef was Jesus se aardse pappa. Nou, weet julle wat is 'n baie cool ding van Josef? Josef was Jesus se aardse pappa. Josef het vir Jesus beskerm, hy het vir Maria beskerm, hy het haar nie gelos toe hy hoor sy swanger nie, hy het by haar gebly. Hy was 'n man wat hard gewerk het, hy was 'n man wat houtwerk gedoen het. Hy het na sy familie gekyk, en toe daar gevaar kom, het 'n engel aan hom verskyn, en hy was toe ook gehoorsaam aan wat die engel vir hom gesê het, want dit was God se boodskapper. En Josef het sy hele familie veilig gehou. 'n Goeie pappa wys vir ons altyd dat God is in beheer. Hy help ons, hy sorg vir ons, en nou gaan ons na die volgende persoon kyk. Die 4de persoon was nie 'n pappa nie. Sy naam was Mordekai. Mordekai was Ester se oom. Hy was nie haar pappa nie, maar hy was baie lief vir haar, amper soos wat 'n pa vir 'n dogter sal lief wees. Hy het haar gehelp, hy het haar beskerm, hy het vir haar raad gegee en hy het baie vir haar omgegee. Dis belangrik om dit te verstaan, want party kinders woon nie noodwendig by hulle pappa nie. Party kinders het iemand anders wat hulle help. En weet julle, God gebruik ook oupas, ooms en ander mense om vir ons sy liefde te wys. Maar hier is die mooi ding om vandag te onthou. God se pappa hart verander nooit nie. Sy hart sê, ek sien jou, ek help jou, ek beskerm jou. En ek luister ook na jou wanneer jy vir my bid. So, ons geheuevers vir vandag kom uit Psalm 103 vers 13. Dit sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Ons as sy kinders dien hom en daarom beskerm hy ons en ontferm hy homself oor ons. Ek wil hê ons moet vandag bid vir ons pappas. Is julle reg? Maak julle oogies toe. Here Jesus, baie dankie
vir die seën wat ons het om 'n pappa te hê, of 'n oom, of 'n oupa, of iemand wat vir ons baie lief is, wat 'n vaderfiguur vir ons is. Here, ons bid dat U hulle vandag sal seën en ons vra dat U ons sal help as kinders om goeie kinders te wees vir ons pappas. Dankie Here dat hulle ons beskerm en van U leer en 'n goeie voorbeeld vir ons is. Ons is so lief vir U en dankie dat U vir ons 'n hemelse Vader is. Amen. Nou toe, julle gaan nou iets lekkers in die klas doen en ek sien julle almal volgende week. Onthou om vir jou pa 'n lekker vet druk te gee. Bye!